Twee wiele en spoed, dit loop lekker saam. Ek het vandag kom kuier by Bikes and Bits saam met Johan en saam met Jaco. So dankie dat ons vandag julle tyd mag kom in beslag neem. Ou vriend van my, sê Johan, waar het begin? Dis wat ek eers wil weet. Ag, my is 'n passie al vir jare en ja, mense het in 2007 toe begin ons in Johannesburg, toe begin ons Central Bikes, wat ons aangebeweeg het. Jare na die tyd het ons weer teruggetrek Klerksdorp toe en toe begin ons Bikes and Bits. En ja, dit het ons in 2019 begin. So, wanneer het Jaco ingekom? Hoe lank is julle maatjies al hier in die bedryf? Ons is al 'n paar jaar vriende. Ons is vriende voordat ek ingekoop het. Ek is nou deel van 2020 af, dat ek offisieel deel van Bikes and Bits is. En nog elke dag is dit net 'n blessing. Ek kan nog al dit doen. Nee, verseker. Is julle Ons daarvan saam of? Natuurlik nie, altyd. Johan, julle was eers in die dorp en toe die skuif hiernatoe. Hoekom? Soos jy weet, die dorp is vol crime en daar kan niemand eintlik die motorfietsse gaan besigtig nie. En dit is belangrik dat ons kliënte veilig voel as hulle ons kom kuier. Toe het ons 4 jaar terug hiernatoe geskuif en nog nie teruggekyk nie. Dis baie nice, jy kan in die aande kom shopping doen en kom kyk wat jy van hou. En dit was ons skuif, ja. En julle is baie gelukkig, julle Baie. is soos jy gesê, blessings nog Ons doen heeltyd. inteendeel baie beter hierdie kant as wat ons in die dorp gedoen het. O, regtig? Baie, ja. Okay. Mense voel veiliger om hiernatoe te kom. Dis net baie beter. En dubbelweg, so is eintlik van albei kante word julle raak gesien, so Raak lekker gesien. spot. Dis hy. Julle verkoop alles hierso, van motorfietsse, deur, helmets, paadjies, stickers, gadgets, noem dit. Wat alles kan ons hier kry? Iets van alles. Ons het kwaliteit tweedehandse motorfietsse, ons koop en verkoop. Dan het ons het jou valhelms, ons het jou baadjies, jou handskoene, jou boot, al die accessories wat saam met die fietsse gaan. Ons het iets van alles. Dis 'n one-stop shop. Dis ook met Bikes and Bits is, Precies. like bits. Dis hy die bits. Dis presies. Maar julle het ook julle klap hier, is ek reg? Yes. Ja, ons het ons klubhuis hier agter. Dit is ook nice. Ons het dank te sê, ons maak nie gereeld oop nie, maar ja, ons het ons vergaderings sit en ja, occasionally maak ons oop. So ja, Predator se klubhuis is ook op ons perseel. Ek wou nou net gesê vir die ouens wat nie weet wie julle klap nie, Ja. sê net wie is hulle en dan Dis gooi net jy dit, ja, die Predators. Johan, weg van die winkel af. Julle doen baie goeie werk vir die gemeenskap. Dit weet ek vir 'n feit. Wat lê jou die naaste in die hart? Laat ek eers so vra. Mens, okay, ons klub bestaan al 26 jaar. Ons doen baie charity events. Ons is ook deel van 'n groter prentjie, ons is deel van North West Bikers Association. Okay. North West Bikers Association is al die clubs of meeste van die clubs in Noordwes. Ons kom 1 keer 'n maand bymekaar en vergader ons en dan praat ons oor al die biking dinge in die dorp. En natuurlik is daar van die groter clubs wat nie mag deel wees van 'n council wat ook insit en 'n insage gee en dit is waaroor ons gaan. En dan het ons het Bikers Care. Bikers Care is 'n charity event wat ons vir almal in Noordwes, nie almal nie, maar ons probeer van baie van die mense wat hulp nodig het, help aanbied. Soos jou ouer huise baie keer, ek bedoel jou kinderhuise, jou jy noem dit net kindertjies Nee, dit dit is is letterlik enigemand wat nood het, 'n instansie. Enige ding wat asemhaal. dis Okay, Ja, hierop. Hierdoor. Want Diere kinderry ook. vir hulle Ja, ook, ja. ons doen dit, ja. En dit doen ons al baie lank so, ja, dit is waar Bikers Care inkom. So jy meer vertel later 'n bietjie van ons promo wat ons hardloop, maar dit is dit. En dis hy. Jaco, en jou, watter een is vir jou die soft spot as ek dit so kan Kyk, vra? motorfietsry is my passie. Dit is net, ek dink jy word gebore daarmee. Dit het die bloed wees. Dit moet in die bloed wees. Ag, en die familieskap wat jy daar uit kry. En dan soos Johan ook nou verduidelik het, die omgee verander. Jy kyk nie net na jouself, Ja. jy kyk na die om jou. Man, vrou, oud, jong, kind, seun, dogter. Dit gaan nie net oor jou nie. Daar's 'n groter prentjie daar buite.
Ek is bly jy sê dit, want baie mense is bang vir bikers. Hoekom? Hulle het 'n wanpersepsie van motorfietsryers. Soos jy nou sê bikers, dit klink grof, dit klink rof, maar dit is nie. As jy reg oor die wêreld kyk, bikers is tog wat die meeste, ek sal nie sê die meeste nie, maar wat baie omgee. Ek wil amper sê die meeste, ek is geneig om dit te wil sê, hoor. Jy kan kyk met enige charity event, jy kan kyk met enige byeenkoms. Jy sal altyd 300, 400, 200, 100. Ons is altyd daar en dit is baie lekker. Nou Jaco, ek wil vir julle opkom, want julle doen nie net events nie. Ek weet van 'n paar jaar terug, 'n paar klein insidente ook, maar ek weet van 'n paar jaar terug wat daar mos daai brande was daar by die asgate, wat die mense nodig gehad. Dit spaak, wie is eers daar? Die bikers. Het dit nou 1 of 2 is of die hele klap is, julle help waar julle kan. Staan saam. Dit maak nie saak vir wie jy ry, vir wat se klap jy ry nie. Ons almal kuier saam, ons staan saam, ons help mekaar. Ja, so ons doen nie net events nie. Ons doen 24 uur backup service. As daar ongeluk is, gewoonlik is Johan die kontakpersoon. Almal is altyd daar, ons almal staan saam, help mekaar, staan die families in die goed by. So dit kom jy amper nooit slaap nie. Ja. Nie dat is de rede. Hou die Maar dorpie kyk, besig. is so. Brotherhood. Almal wil altyd weet wat's brotherhood. Verduidelik vir die wat nie die gemeenskap van motorfiets is nie. 'n Brotherhood, as jy vir 'n klub ry of nie vir 'n klub ry nie, as jy dit in gemeen het, dis wat ons doen. Ons het biking is ons passie en so dit is waar die naam Brotherhood maar eintlik inkom. Dit is wat ons maar vir mekaar doen, verstaan jy? Ons is lief vir mekaar en as ons events reël en die mense kom by mekaar en ons het 'n samesyn, dit is waaroor die Brotherhood gaan. As daar begrafnisse is en jy weet ons verloor iemand, kom ons ook by mekaar en weer Brotherhood en Sisterhood, dis almal wat maar by mekaar kom Okay, om mekaar te ondersteun. Dis presies wat dit is. Smelt daai oomblik wat ek ook. Dis reg, ja. Okay, ek het dit regtig nie geweet nie, so baie dankie. Nou weet ek ook. Alright, maar nou, ons het nou gepraat Jaco nou van mense is bang vir bikers. En ek weet nie hoekom nie. Want ons sê nou net julle is die mense met groot hart. Is dit maar 'n image, dink julle is tattoos, julle kaalkoppe, wat dink julle maak hulle regtig bang om na 'n day job te kom? Hulle moet glad nie bang wees om 'n day job te woon nie. Day job is baie keer soos kermis of jy weet ons is ook net mense. Ja, ons dra tattoos en skeer ons koppe en maar baie keer lyk 'n mens miskien intimiderend, maar bikers hart is baie sag. Mense moet glad nie 'n wanpersepsie hê van bikers nie. Ons is daar om goed te doen. En ja, al lyk jy asof die vrouens bietjie rof, jy weet wat in ons hart is ons lief vir die community en ons wil graag hê hulle moet deel wees van ons events. Dis nie meer soos die ou dae wat daai DuckTales daar was wat Dayjol het gegaan om net sy beklei messe. Ja, Kry mense van nog? seker maar in die verlede het er 'n stigma rondom gekoppel aan 'n biker. Maar ek dink die baie dinge het verander. Dit gaan nie net meer oor drink en kuier en dwelm gebruik en sulke goed nie. Dit is baie meer soos Johan verduidelik, dit is baie meer familie georiënteerd, vriend georiënteerd, broer, suster georiënteerd. So julle nooi die gemeenskap uit en sê, kom, hou dop, ons is okay. Ons gaan jou nie net aanrand nie, nee. Gaan hulle glad nie ander. Want ons het baie Christen clubs ook en ons baie mense in ons klub wat ook nie eens drink nie. So ja, dat die alcohol, jy weet al is baie verkope en so aan, maar dit gaan nie, ons het baie charity events soos met jou raffles en daai wat ook vir ons inbring. En dan gebruik ons dit ook baie keer vir die gemeenskap. Voordat ons by daai raffle 1 uitkom, nou terwyl ons op veiligheid is. Ek wil hê julle moet vir my verduidelik as ek nou sou 'n motorfiets koop. Wat is die veilige aspekte daarvan? Hoekom moet jy veilige keer hê? Hoe kyk jy na jou motorfiets? As jy nou net so vinnig 'n kort opsommingkie vir my kan gee van dis wat ek moet doen as ek sou wil koop. Soos die Engels sal sê, prepare for the slide, not for the ride. Okay. Veiligheids gear is altyd maar belangrik. Beskerming van jou hoof, die valhelme, die baadjies, al ons klere het padding in wat jou beskerm teen val, handskoene, versterkers in die hande, die skoene keer vir jou enkels en jou goed. So dis
vir ons is dit 'n kroniese ding en ons sal altyd die mense skool op dit. Moenie met plakkies ry nie, ry met ordentlike skoene en goed. Dit gaan vir ons, Johan sal nie net sê, hoor jy, okay, ons wil nou geld te maak, ons verkoop 'n fiets nie. Nee, Okay. as ons nie veilig voel met daai persoon wat die fiets koop nie, sal ons eer, wow, kom ons dink 2 keer die oor. Kom ons gesels eers met, kom ons kry 'n bietjie die ou se agtergrond. Kan hy fiets ry, kan hy nie fiets ry nie, hoe lank ry hy al fiets? Het hy die regte gear? Ou het nie altyd die finansies om 'n fiets en al die gear eenmalig saam te Dis koop nie. En ons sal altyd maar 'n pryspakket saamstel vir die persoon. O, sê julle werk het vir hulle uit op hierdie ou wil graag baie kry en dit is wat dit hom gekos, veiligste, beste, bla bla bla. Dis presies. Dis wat ons doen. Okay. En die helmet, hoe weet jy die regte helmet? Dis iets wat ek nog altyd wil weet. Ek weet Onthou, ook 'n verskil. ons het 'n standaard waarvan ons moet werk ook. Jy kan nie net enige helmet koop nie. So ons suppliers natuurlik, hulle helmets is SABS goedgekeur en jy het jou entry level helmet, maar dan het jy ook 'n baie duur helmet en dit hang af van jou sak. Maar soos ek sê, ons helmets wat ons verkoop is SABS goedgekeur en ons verkoop nie 'n goedkoop helmet nie. En dan as ek my motorfiets nou mooi wil oppas en skoon hê en vat ek hom car wash toe of was ek hom met wat? Kyk, ons het nie vir die publiek eintlik 'n motorfietswaswinkel nie. Okay. Maar meer as welkom as jy hom skoon wil hê. Ons kan hom altyd vir jou was. Ons doen ook klein services en goed. Jou algemene service op die motorfiets. Ons werk glad nie aan motors, ons maak die motors en goed ook nie. Daarvoor het ons mense wat daarmee werk. Okay. Ons doen net minimale services. Minor Dit repairs. wat julle weet, julle kan doen dit doen. Natuurlijk. Ja. Yes. Yes. Die ongelukke deesdae is nogal redelik baie. Ja. Dit is 'n baie teerpunt. Ons praat baie daaroor in die councils en ja, ons het so 2 naweke terug dan daar was 6 mense wat ons in Johannesburg en omgewing verloor het. Ons in Noordwes tot heide het ook 6 mense al verloor met sê dat siekte of op motorfietsse is. Ons praat baie daaroor. Ons dorp is pothole city. Julle weet mos self die potholes is hier in Went. So mense moet maar versigtig wees in die aandryery. Ons probeer dat die ouens nie regtig baie ry in die aande nie en as hulle ry dat hulle versigtig moet wees want karre ry voor jou, jy weet, en dit is maar gevaarlik, maar ja, ons bid hard daaroor en ons wil graag hê dat dit moet afneem want ja, ons het baie ongelukke. Johannes, ek nou kom en ek sê ek wil 'n baadjie. Eerste plek ek moet lisensie hê, nê. Dis reg, ja. Of 'n leerling. Of 'n leerling. Ja. So as jy 'n leerling lisensie het, mag jy motorfiets ry. Jy mag natuurlik. Okay, ek het Mag net nie lift nie. Hier leer ek nou rarig. Ek leer baie Jy leer vandag. baie, né? Maar as ek nie instap en ek sê vir jou, hoorie, ek soek omdat ek is kort. Ja. Maar daai groot bike lyk so awesome. Ek wil hom hê. Jy weet as ek gaan stop in die stopstraat gaan ek moet lê. Of die bike lê op my. En ek wil hom hê. Wat sê jy vir my? Maar Onthou, ons gaan vir jou altyd raad gee. As ek sien dit gaan nie jou motorfiets wees, dan sal ek vir jou raad gee. Maar as jy aanloop in die motorfiets wat jou oog trek en jy voel dis ene wat jy wil hê, gaan ek hom definitief van jou verkoop of jy gaan na die volgende verkoopsplek en jy koop ene daar. Maar ons gaan jou definitief skool en vir jou sê, luister, jou lente gaan miskien nie werk op hierdie motorfiets nie. Jy gaan ongemaklik sit, jy weet, val jy vrouens, as jy vorentoe moet sit en die hendels is bietjie laag. So ons sal jou adviseer, maar as jy jou kop het op 'n motorfiets en jy het 'n leerling, dan is hy joune. Ja. en as jy dan voel of as ek dan gaan val, gaan jy nou ongelukkig nie kan sleg voel nie, want jy het my probeer help. Ek gaan sleg voel as jy enige tyd val, maar jy weet wat, soos ons nou al gesê het, ons skool mense om nie te val nie. So die belangrikste is nou maar net op die einde van die dag, ek stap hier in, moet ten minste my leerling hê. Julle help my en ek kry die regte keer en Dan vat jy. hoe sluit ek aan by 'n klub? Dis 'n heel ander proses. Okay. Johan jy meer daarvan kan vertel, maar jy gaan eers saam met ons kuier. Okay. En dan gaan jy sien, pas jy in by ons, gaan ons jou aanvaar. As dit nie vir ons gaan werk nie, dan sal ons vir jou reguit nader vir nee, ekskuus. So julle kan mense afwys. Jy kan. Ja, die. Okay. Ons kan sien as 'n risiko, 'n moeilikheidmaker of wat ook. Okay. As ons albei kante nou voel maar ons gaan saam kan ry, saam kan kuier, dan word jy eers 'n hangaround.
Okay. En dan word jy appie en dan na 'n sekere proses wat jy deurgaan, sal Johan en soos Johan Kriel ontwys, sal hulle almal eers praat, dit sal voor die hele klub neergelê word en dan sal almal instem ja of nee. Nou, wat is 'n hanger? Wat is nou 'n appie? Ek basies sê ek is iemand wat eerste keer saam met julle gaan ry en kyk hoe die klub eintlik werk. Okay. Appie of 'n prospect is iemand wat nog nie sy full patch het nie. Hy dra nou net sy bottom, sy top rocker, hang af van wat sy klub hy gaan join. En dan as sy prospect tyd deurgegaan het, verskillende klubs het verskillende lengtes tyd of verskillende reëls. En dan as hy 'n full patch member word, dan is hy 'n volwaardige biker in daai klub. Okay. En ja, so dit is baie belangrik. Dit is belangrik dat mense dit besef ook, want om 'n appie te wees of 'n prospect te wees, jy moet die biker protocol weet, jy moet weet hoe gaan die reëls. En dit is verskriklik belangrik. Ek bedoel, in biking gaan dit oor respek. Dit is die groot deel is respek. En as jy respek kan handhaaf, as jy in 'n plek inloop, jy gaan groet natuurlik as die seniors van 'n klub en dan die res van hulle. En dit is die ou wat inkom, hy gaan groet met die mense en dit is maar net hoe dit werk. Dis mooi. Ja, dit is mooi, maar dit is protokollement is wat 'n mens doen. Daar kom nou baie bikers vrouens. Ek sien klubs ook. Ek kan onder andere praat van Nadal, hulle 13 van Potch. Hoe voel julle manne daaroor? Voel julle dat die vroumense wil begin oorvat of respekteer julle daarvoor? Hoe ernstig? Hoe voel julle? Voel glad nie geïntimideer daarteer of niks nie. Ek meen net soveel reg soos wat ons het soveel reg het hulle ook op 'n einde van die dag as dit hulle pas en hulle liefde is. Soos ek sê, dat dis 'n wederwysige respek. Ja. Ek persoonlik self het nie 'n probleem daarmee nie. Al wat ek maar net gaan vra, en ek sal vir 'n man en 'n vrou vra, wees veilig. Dis waar dit. Is dit nie bietjie onveilig vir die vroumense so alleen op die motorfiets? Al ry hulle in 'n klub, my eerlike opinie maar. Nee, dit is nie. Weet jy, so saamry, ons het 'n klomp vroumense wat vir die Predators ook ry. En ja, nou, ons pas hulle natuurlik op, ons ry in 'n groep en ons gaan nie van hulle wegry of hulle vir ons nie. En ons, jy weet, ons pas mekaar op, net soos wat jy kyk vir die ou in jou triespieël, as hy gestop het, dan stop jy ook maar, want dan gaan iets fout wees, jy weet, so dan Pas mekaar regtig op. dis presies wat dit is. Ja. Ek weet ons het 'n bikers church ook in die kerk. In Klaarshop 1 of 2, ek staan nie seker nie. Sit 1. Ja, ons het 115 Langenhovenstraat, bo in Lahof. Dis Kos Bikerskerk Ministries. Maar dis nie net vir bikers, weer eens nie, dis vir die gemeenskap. Ja. Wie ook al gemaklik voel daar, meer as welkom, kom elke Sondag 9 tot 10. Dit is fenomenaal lekker. Dis baie lekker. Dit is baie oulike Ja, pastoor daai, ek is. Toe met die Frans Erasmus, ja, Ja. fantastiese mens. En dan sit 'n oproep weg vir enige iemand. Jy weet, baie keer met ons ongelukkige toneel, jy weet, soos Jaco gesê het, ons gaan baie keer uit en as ons daar is, dan stoom nie ook baie keer daar. As jy weet, dit Hy self ry ook. Ja. Hy dis ook sy passie. En hy het dit al meer as eenmaal vir ons gesê. Hy het 'n tweede kans in die bediening gekry as gevolg van die bikers. En dit is hy's fenomenaal. Ja, dat is moeilik vir hom ook. Wel nie moeilik nie, maar onthou, hy's 'n baie predikant, priester. Hy nou sal dit wat jy wil doen, maar En hy's net mens, Johan. Hy's mens, regtig, hy maar betek niks. Hy het AGS, NG, Methodist, jy weet, al die denominasies, want dis 'n bikerskerk, so almal kom daar by mekaar. En ja, dit is jy weet, as jy daar uitloop op 'n Sondag, dan weet jy was by die kerk, jy voel goed. Ja. Ek wil gou vir jou vra, as ons kan raad gee vir die gewone ou op straat wat met sy motor ry. Wat moet hulle bietjie begin? Ek wil sê uitkyk vir die bikers. Definitief. Jy weet wat, ons ry ook motors, maar 'n mens moet maar in jou triespieël kyk. En hulle sê loud pipe saves lives. So jy luister maar as die motorfiets aankom, hou maar in jou baan, kyk in jou triespieël. Jy weet wat, 'n mens moet maar net bedagsaam wees. En die motorfietsry ook. Ek bedoel, 'n mens moet nou nie kanse vat nie, maar 'n mens moet, as jy op mekaar afkom, kyk maar vir hulle ook, van baie keer. Skielik 'n deur oopmaak. Ja, dit gebeur. Dit gebeur, so mens moet maar net uitkyk vir die motorfietsryers. Op die einde van die dag wil ek sê, maar net soos jy sê, wederwysige respek. Wees net bedagsaam teenoor mekaar. Dis presies. Dis presies.
Ja, ons weet ons paai laat dit nie altyd toe nie. Paai is nou maar 'n bietjie grof en goed. Maar weer eens, maak gebruik van jou speeltjies, kyk om jou, wees 'n surrounding awareness. Ja. Weet, kyk maar net ook. Ons is ook maar net mense. Soos Johan ook sê, ons ry kar en fiets, maar ons is ook net mense. En dis wat baie min verstandig en alweer klem lê daarop. Agter hierdie voorkomende harde velle is daar eintlik vrek sagte hartjies, nee. Natuurlijk, ons het ook kinders. Jy Ja, weet, ons het ook besef dit rarig, nee. Ja, en as dokters prokureers, jy onthou, dis nou nie net 'n motorfiets, miskien 50 jaar terug of 30 jaar terug was ja, nee, dit was transport. Vandag is dit nie net transport nie. 'n Motorfiets is 'n duur speelding. Ja, dit doen. En so dit kos jou baie om te onderhou ook. So ja, dis nie net Ek wou nogal sê, dis my een ding wat baie nice is. As ons op 'n daijol is, dan dit is ietsie van alles en almal wat bymekaar kom. Hierdie ou met sy lang takhare wat jy die bank sit, is actually 'n prokureur wat môre jou saak behartig of selfs 'n dominee. En dan sê ek just my fy, jy weet. So dis wat lekker is. Almal kom net bymekaar en wees mens. Yes. Dis wat lekker Dis is. wat ons Ek doen. hou van dit. ja. Ja, en ons het 'n looitjie. Ek weet julle hardloop hom nou al 'n rukkie. Vertel ons 'n bietjie meer wat dit is wat die mense gaan kan weet. Okay, ons het 'n paar projekte wat ons mee besig is. Ek gaan jou nou vertel van die looitjie. En dan sal ek jou vertel van die Predators Daijol ook vir die 1 Junie opkom. Ons het eerstens begin ons nou die 6de Junie by Star Raceway, dis 6 vir 6:30. Dit gaan oor mental awareness. Jy weet, daar's baie suicides en daar's baie dinge wat gebeur, dat die lewe druk buite. Dit is nie maklik nie en so ons het mense wat ons help daai dag. Debbie van Dijk het 'n span bymekaar gekry en ons is baie dankbaar vir haar. Van die Palo. Ja, so hulle gaan dan by Star Raceway wees en daar's chaplains ook wat vir jou gaan praat. Hulle noem hulle self the first offenders, dink ek, wat sy sê. Dit is mense as jy selfmoord gepleeg het wat met jou kom raadpleeg, die familie. Maar nou, hulle gaan nou vir ons kom vertel meer daaroor. So asseblief almal is welkom, kom asseblief soontoe, al die mans. Soos ek sê 6 vir 6:30. Daar is nie 'n koste vir nie. nie, Dis vir nie. Gratis. So dis die eerste een. Gaan dit 'n instelling raak wat julle elke jaar gaan doen? As ons iets begin, is dit gewoonlik. Ek wou sê, okay, ja, alright. En dan die 27ste Julie is by Bokkies. Bikes and Bits het 1100 dragstar gesponsor vir Bikers Care. So die loetjies is R100. Jy kan kyk op ons Facebook, jy kan na ons winkel toe kom, 75 Eanstraat, jy kan by Champion Tire and Exhaust by Tim, kan jy hulle kaartjies koop. Die trekking is daar, jy hoef nie daar te wees nie. Al die fondse wat ons daar kry, bou ons Bikers Care en weer eens dit gaan dan vir ons charity events. Dan gaan ek begin by ons met Predators. Predators events vir die jaar, dit is nou ons klub. Predators begin ons met 'n jol in Januarie. Dit is altyd die trekweg by Callaghan's, en dan gaan ons daar Jan Vark toe by Bezes. Daar's niks fondse betrokke daar nie. Dit is, ons noem dit al, en ek dink, ek praat van 18, 20 jaar wat ons dit het. Dit is Get the Bikers Together run. Nou daar weer eens, jy vra hoe join jy 'n klub? Daar kom jy uit en dan sien jy daar's die verskillende klubs en ek pas hier in en ek pas daar in en dan begin jy met die mense kuier. So ons ry daar en dan Bikers Get Together run en ons het gewoonlik 100 fietsers, so 200 mense op daai dag. Dis die eerste ene wat ons het. In die armste maand van die jaar. Dis dit. Dit kom so. Ja. Okay. Dit is nou net 'n Predator en die tweede ene wat ons het is dan ons Funday wat die 1 Junie is. Hierdie jaar gaan dit vir Klerksdorp huis vir bejaardes van ons fondse wat ons insamel. En ja, dit is by die Portugese saal 11:00. Ons het 'n jong band wat speel hierdie jaar. Hulle naam is Forever Young. Is klomp kinders. Vereniging, ek het gesien. Ja, dit is die Reborn wat okay. Hierdie is 'n klomp kinders Forever Young. Hulle is van Potchefstroom. Hulle het al daar so by Aardklop opgetree. Wow, so dis okay. regtig 'n kinderband en ons het vir Johan Loots wat vir ons kom sing van Potch. En dan het ons is Eyster en Ashley doen altyd ons klank. Ashley van Loudmouth Studios. So dit is die Predator. Dan het ons die kankerrun wat ons het. Ek gaan nie die presiese datum, ek dink dit is in Oktober. Die kankerrun wat ons het ook 'n jaarlikse instelling. En dan die sad ene vir die jaar is die Memorial Run vir almal wat ons verloor het.
Dit is net Predator events. Jy kan NWBA events is daar baie. Jy Ja. weet, ons doen baie van daai events en dit is kortliks van ons klub af. En is dit hier hobbies as jy gesê van kyk net die fiets en goed nie, die travelling, né? Jog petrol, Dit raak 'n duur speletjie, maar op die einde van die dag, dis jou passie. Dis jou passie en dit wat jy vir die community doen, wat die community vir ons doen. Ja. Dit gaan nie Dis tog waarvoor mens lewend strewe. presies. Eendag ek sê vir julle dankie dat ek so lank by julle kon gekuier het vandag. Nee, dankie. Ek weet baie nie, is dankie vir daar julle. ietsie wat julle wil uitbring en of dalk 'n motto of 'n ietsie wat julle vir die gemeenskap wil sê wat julle voel is op die hart. Moenie bang wees vir bikers nie. Ons is lief vir julle. En ja, Bikes and Bits staan oop vir julle. Regtig waar, kom en kyk. As daar iets is wat jy van hou, ek en Jaco is altyd bereid om julle 'n goeie deel te doen. Steven is hierso, hy is deel van ons span en hy sal ook vir julle kan help met die parte, tweedehandse parte, nuwe parte. Soos Jaco gesê het, ons het accessories, ons het baie klein goedjies vir jou motorfiets, ons het bar ends en ons het tank pads en ons het license disc holders, ons het gifts, sleutelhouertjies, net wat jy nodig het. So kom maak 'n draai. Max, dankie vir jou en ons waardeer julle baie. Thanks. Baie dankie. Jy iets sê? Well, Bikes and Bits, your one-stop shop. Lovely. Dis op 75 Ianstraat. Kom maak 'n draai. Dis nou 'n verkoopsman. Dis hy. Maar baie dankie en sterkte vir julle en sterkte vir alles wat julle aanpak en vorentoe en veilige kilos op julle motorbikes. Baie dankie. En ek Dis sien julle waardeer. waar ek julle altyd sien. Ja, dis Dis hy. waardeer. Baie dankie. 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 Bikes en Bits. Of jy nou 'n ou ryer is en of jy 'n nuwe ryer is, dis waar jy wil wees. Hierdie vriendelike manne gaan vir jou help met die regte diens. Of jy nou valhelm soek en of jy net wiele soek, dit is presies waar jy wil kom kuier. Kom maak 'n draai. Kom skaf jou aan wat jy nodig het om op die pad te wees. Welkom by Bikes and Bits. So ek gaan net sê